Goeienaand hier op die maandagaand. 19 grade by my, 99% humiditeit en het reën so los en vas en ek hoor die weer reën swaar, tot so 5.8 mm geval. En ja, welkom vir almal wat op die flight is. Dankie vir julle goeie mense. En logies en Nisha is hier. Nisha sal so aan en af wees, want sy het gaste gekry. Maar ons sal cope, man. Ouens wat nou saam vlieg en wat wil saam praat, jy kan vra, maar jy moet nie stellings maak nie, hoor. Help nie, jy kom hier en kom vertel jy ons wat sê MSM nie. Ek het 'n gas wat goed geconnect is in Iran. Plaas jy vir hom vra nie, nou maak jy vir hom stellings. Moeilik om te verstaan op die mense se koppe werk. Kaptein sê, buckle up, strap up, dis wheels up. En die meisies is reg om seker te maak, julle geniet die flight en almal is veilig. Nou ja, wat kan ek sê? Daar verloor Viktor Orban. Heerlikheid. Ek dink gisterand gesê, ek wonder of dit 'n goeie plan was dat Trump nou vir hom support en J.D. Vance vir hom kon kuier net so voor die verkiesing nie. Maar hy twee ouens, die algemene publiek se siening van Amerika se stand in Iran is nie baie positief nie. Wonder of dit nie teen Orban getel het nie. Maar ek het 'n ander artikel gelees waarin hy sê hy het te veel gefokus op buitelandse goed en nie op wat binnelands aan die gang is nie. Dan het ek ander artikels gelees waarin hulle sê sy regering is ook maar lekker vrot van die korrupsie en so. En ek het eintlik veel aan dit gedoen nie. Hierdie nuwe jong lad wat nou by hom oorgevat, hy is nie net bad news nie, ja, hy is nou nie soos Orban nie, maar hy staan vir goeie waardes, hy sê ook niks geld vir Oekraïne nie, hy wil die verhouding met Rusland reg hê, en ja, so laat ons maar sien waar gaan dit heen. Van die ouens wat mee praat wat in Europa bly, daar is van die mense wat ontsteld is, bekommerd is, daardie van der Crazy daar in Brussel het nie goeie planne vir die mense van Europa nie. Sy het goeie planne vir die oligarks, maar het nie goeie planne vir die mense. En die immigrante ding is 'n helse probleem, maar nou ja, dis hulle wêreld, ek het al gesê, hulle beter tribal gaan of hulle is in Lamoere. Gaan hulle doen? Ek sou nie weet nie. Ek bly nie daar nie, maar ek kan net sien, die EU is perfek omskep in die EU-SSR en die politbureau sit in Brussels. Die mense in die EU, die burgers, het al minder en minder sê oor hulle eie lewens en hulle eie omgewings, als oor uit Brussels uit georganiseer. Maar ja, soos hulle operate die bliksems. En dan hierdie ding van Trump, joh, hy nou 'n paar goed hierdie laaste paar ure kwyt geraak, nee, wat absoluut skokkend is. Skokkend. Daar was nog sulke greintjies van hoop wat ek vir die ou gehad het. Nou, wat my betref, hy stapel gek. Hy stapel gek. Hy totaal die plot verloor. Die goed waarmee hy uitkom is skokkend. Maar weer 'n keer, dis die Amerikaners wat daarmee moet deel. Nie ons nie. Maar jy moet nie hier sit in Suid-Afrika dink, Trump gee iets vir jou om nie. Hy gee niks eers om vir die mense in Amerika nie, man. Wat laat jou fucking dink hy gaan vir jou iets omgee hier? Niks van daai stands nie. Trump doen wat die beste is vir die Trump brand, nie vir Amerika nie, nie vir die mense nie, vir niks nie, net vir die Trump brand. Luister ek na 'n ou wat praat, sê hy, die Iranese daag op in Islamabad by daai sogenaamde vredesberaad. Hulle het 'n klomp slim ouens daar. Hulle het almal hulle laptops en notepads en notaboeke en alles byderhand. Hulle wil onderhandel. J.D. Vance loop daarin sonder 'n fucking enigiets.
En hy het daai twee meelopers van Trump by hom, Kushner en Witkoff. Daai goed is nie eers in die Amerikaanse administrasie nie. Hulle is nie die hele tyd besig om die kant deals te maak. En die Iranese en waar se houding was. Ek is Amerika, dis wat ons wil hê. As julle nie dit vir ons wil gee nie, gaan ek baie. So die Iranese van ek dan let jy fok of. So, ek weet nie. Dis nie 'n ou wat. Dis nie soos jy moet optree as jy jouself as 'n wêreldleier wil sien nie. Amerika onderhandel nie. Hulle dikteer. And that's it. En hulle het weggekom daarmee vir hoeveel jaar. En ewe skielik kry hulle self nou in 'n plekkie. Nie het hulle te doen met 'n land. Wat sê, ons gaan nie vir julle kak sit en luister nie. Ons soek dit en dit en dit. En ja, nou weet hulle nie hoe om te maak nie. En nog erger. Loop hulle vas in 'n land ook en terugskiet. Nou nie meer 'n eensydige geskietery nie, daar word nou teruggeskiet hoor. En dan word met mening teruggeskiet. Hulle kan dit nie verstaan nie. Reina vra, is dit nie skizofreniese gedrag nie. Dis meer psigopaties, maar hoofsaaklik, hy ou is patologies narcissisties hoor. Patologies. En dit 'n klomp mense om hom, wat daai Trump beeld net sit en poets die hele tyd. Nee, nie, ons baie goeders. Ek het dinge wat ek daaroor met julle sal deel. Wat? Die eerste ene wat ek het, is hierdie. Elon Musk announced that he will launch the XChat Messenger in a few days, a direct competitor for WhatsApp. XChat. Nou ja, wat kan ek sê? As jy die kommentare lees in die thread waar hierdie nou aangekondig is, dan rek jou oë maar. Maar die ouens, die meeste van die kommentators sê, ja, maar hy is so ingatting gekry by die Zioniste. So al jou informasie is dan tog maar in elk geval in die hande van die Zioniste. Ja, wat kan ons doen? Dis die wêreld waarin ons leef. Ja, en dan is hier 'n lekker joke. Kom maar daaroor lag. Dis maar Suid-Afrika. Ons ouens maak jokes oor alles. Straatbraai, 8 April 2026, Hormoesstraat. 'n Goeie vriend van my vir wie ek die pretjies hier toe sê, het moes Trump se worsel wees dat op hy vuur gelê het. Ek dink ook dit sal dalk 'n goeie plan gewees het. Maar nou ja. En dan nou hierdie ene. Break an enemy blockade by blockading their blockade. Don Chu. Don Chu. Ja. Dan kom ons in Australië. Ek gaan maar net lag oor hierdie ene hoor. Ek gaan net lag oor. Australia names the first ever female army chief. Lieutenant General Suzanne Coyle will take command in July as military battles allegations of sexual harassment and pushes to boost women in its ranks. Okay. So ons sien hoe werk dit uit met die chick in charge van die army. Gaan kyk aan Europa hoe werk dit uit. Die Russe het nie chicks in hulle bevelvoerders nie. Die Koreane ook nie. Die Iranese ook nie. Interessant. Die Chinese ook nie. Alles ouens wat wen is hulle feit. Die Oekraïner self het nie girls in charge nie. Maar nee, Australië sê, ons gaan nou hierdie pink way gaan. Ons gaan woke word. So ons sien hoe werk het chick in die army. In charge van die army. Dan is hierdie nuus uit China uit. En weer 'n paar ouens hare laat regop staan, maar wat. The US lags behind China and Russia in drone arms race. China takes the crown in cutting-edge drone manufacturing technology, with Russia coming in second place. Anonymous US defense and intelligence official told New York Times. The breakthrough in AI-based weapons has been compared to the creation of the atomic bomb, with the full capabilities of such technologies remaining uncertain. Such technological development have triggered a worldwide arms race to acquire and develop the best AI-powered drones and defense systems. Despite billions in recent US investments into companies like Palantir, Anduril, and Anthropic,
The US is yet to catch up to China's advancements in the AI-backed autonomous weapons and defense systems. The report concludes. Ja, dit klink vir my reg. En dan kom ons in die EU. Maar wat sê hierdie girl? Orbán could not have lost unless it was arranged. Says opponent belongs to EPP, very close to Ursula von der Leyen. Cites similar fraud in Romania, questions why Orbán conceded at 40. He could have waited. Something is not okay. Wel, ek sal nie verbaas soos as daai verkiesing gekook is nie. Glad nie verbaas. So dit moet sien hoe maklik kook hulle verkiesings. Senegal. Orbán made a huge mistake inviting J.D. Vance to Hungary. Says all of Europe against the war with Iran, attacks on Palestinians. We saw a genocide, yet invite the very people who created this disorder. Biggest mistake before elections. En daarmee is ek nogal geneig om met haar saam te stem. Die public opinion is besig om te draai teen die budgies. Ja, luister nou na hierdie fucking Einstein. Ursula von der Leyen's new plan to overcome energy crisis is to reduce demand. The least expensive energy is the energy that is not used. Okay. Nou wonder ek, wat moet nou van die ekonomie word? Wat moet nou van die industrie word? Wat moet die fabrieke nou doen? Hulle moet nou maar nie meer energy use nie. Hoe gaan hulle leef? Wat word van die totale ekonomie van die EU? Sy is nie gepla oor dit nie, in elk geval. En dan kom ons in Iran. Masoud Pezeshkian. If the American government abandons its totalitarianism and respects the rights of the Iranian nation, ways to reach an agreement will certainly be found. I commend the members of the negotiating team, especially my dear brother, Mr. Dr. Kolibov, and say, God gives you strength. Ja, maar mense luister mos nie as 'n Iranees praat nie. Ja, oor hierdie het ek al baie gepraat oor. Kyk nou hier. 77 cases of damage to historical buildings and palace museums in Tehran, reported as a result of the US-Israel strikes against the country. 27 of the damaged monuments date back to the Qajar era. Secretary of Committee for Protection of Tehran's Historical Buildings, cited by IRNA. Kyk nou daai plek waar daarop gefokus. Maar die budgies voel baie lekker as hulle dit sien en die Amerikaners ook, want hulle het nie sulke goed nie. Oral al die lande waar hulle gaan. Kom kyk maar, Libië, Jordanië, Syrië, Irak, Afghanistan, al die plekke. Hulle bom al die historiese plekke moer toe. Verwoes en vernietig. Maar hoekom? Hulle het niks. En dan hierdie was my nogal opvallend. His Holiness Pope Louis XIV, Pontifex. I condemn the insult to your excellency on behalf of the great nation of Iran and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you the glory by Allah. Iran's President Pezeshkian condemns Trump's insults toward the Pope. Yes, ek weet nie wat het daai Trump gedink, fokke gaan hy regkry met daai kak nie, hoor. Maar nou sien ek die katholieke in Amerika as nou ook die moeren vol. Maar weer eens, hy voel niks vir die land nie, hy worry net oor die Trump brand, hoor. No port in the region will be safe if Iran's port threatened. Iran warns ahead of Trump's blocking warning. Security in the Persian Gulf and the Sea of Oman is either for everyone or for no one. Half an hour till Trump's blockade takes effect. En soos ek het dit nou klaar effect geleef. Nou ons gaan nou maar sien wat gaan daar gebeur. Want jy moet nou mooi luister wat hulle nou doen. Nou, soos Iran skepe deurlaat deur die straat van Hormuz. Nou gaan die Amerikaners daai skepe voorkeer. Nou dink net vir 'n oomblik. Dink nou vir 'n oomblik. 'n Chinese tanker het volgemaak en hy kom deur uit sy
tolgelde betaal alles. Kom deur die straat van Hormuz. En hier kom hy met 'n Amerikaanse helikopter met soldaatjies wat van toue afhang en hulle gryp hy skip. Presies soos wat hy gedoen het in Venezuela. Wat the fuck dink jy gaan gebeur? Dis 'n act of war. Dan is daar war tussen Amerika en China. Of, imagine, hy kom om 'n Russiese skip te bestyg. Soos die kommentator wat ek geluister het sê, wel, in elk geval, die helikopter gaan nie fucking naby die Russiese skip kom nie, want al hierdie Russiese tankers het deesdae Wagner soldate op hulle, om die goed te protect. So hulle gaan hy dink so met 'n manpad in die lug uitskiet terwyl hy nog aankom. Sê nou maar hy kom so ver dat hy die ouens drop op die dek. Dan gaan daar 'n fight op die dek wees. Machine gun to machine gun nou maar. So wat is hierdie Trump se fucking plan? Ek weet nie, jy sien hy dink wat hy gedoen het in Venezuela, hy kan dit daar reg kry. Plus jy moet onthou, daai blokkade skepe van hom, waarmee hy die blokkades gaan doen, is almal binne range van Iraniese missiele. En ek nou, hy het moes nou probeer om 2 oorlogskepe deur die straat te stuur, terwyl die onderhandelinge in Islamabad aan die gang is. Luister ek na 'n ander kommentator van daar toe sê, ja, hy het skielik lekker daar ingesit. En toe hulle weer sien, toe gaan al die buzzers op hulle woningborde af en sê, oh fuck, hier's 'n missiel gelok op ons. Ballistic missile, gelok op hulle. Toe kom die Iraniërs op die radio en sê, ek dink is beter jy draai om. Julle 30 minutes. Toe draai die Amerikaanse skapies maar om, man. Hulle kan hulle self nie defend teen 'n fucking ballistic missile wat jy hemel uit afkom na hulle toe nie. Ek het vir 'n vriend van my gevra wat nogal baie connected is in Iran. Sê ek nou, wat die fuck gaan aan? Hoekom sink die Iranese nie net so 3 of 4 Amerikaanse skepe nie? Net soort van vir warning. Vir 'n take note moment. Sink 'n paar van daai goed. Hoekom doen hulle dit nie? Ek verstaan dit nie. In elk geval. Kom ons kry my ietsie om te drink. Ek sien wat gaan hier in die chat en ek het 'n paar ouens wie weet my gaan gryp hoor. Louis van Staden sê Trump is besig om so seniel te raak soos Biden. Ek wonder party daar wat rook hy. Ja, ek weet. Logies sê Trump het op 3 maande ouderdom uit die prem uitgeval. Toe val hy op sy kop. Nee, wat joh. Ek weet nie wat is daai man se plan nie. Ja, as jy nou dink ek nou vir jou eers antwoord. Hy Trump kan nie eers snakes and ladders speel nie. Maar nou nie praat van skaak nie. In elk geval. In any case. Ja, Neil Arbert is reg. Doesn't matter who votes, it matters who counts the votes. Jy is 100% reg. Jy weet nou wonder ek net, hierdie mense wat nou so jubel en juig en sê, ja, Trump het nou, hy dryf nou die mense, die lande maar nou by Amerika olie koop. Dit is nou 'n groot wen van Amerika. Hy het nou 'n nollie gewys vir die Iranese. En daai ou kyk nie na die olieprys nie. Hy kyk glad nie na die olieprys. Hy verstaan nie mooi hoe gaan nou 'n prys van 120, 140, 150 dollar 'n vat ons hier in Suid-Afrika opfok nie. Nee. Net so lank hy Trump se tottie kan vryf en sê happy. Ek dink hy het nou alles reg. Jay van die Kerk sê, in my opinion, Trump sy politiese loopbaan is klaar. As ek na dit kyk, is hy besig om die landskap te verander vir sy besighede. Ja, jy kan reg wees, Jay. Maar sy politieke loopbaan is verby. En die feit van die saak bly dat as hulle hierdie midterms verloor, is hy gone hoor. Hulle gaan hom impeach. Maar laat ek aangaan. Tampa, Florida. US Central Command forces will begin implementing a blockade of all maritime traffic entering and exiting Iranian ports on April 13 at 10 a.m. Eastern Time, in accordance with the President's proclamation. Trump's blockade of Iran starts now. Global shipping and oil markets now on the edge. Laat ons maar sien hoe gaan dit vir hom uitwerk hierdie ene. Laat ons maar sien. Dan het Kim.com hierdie getweet. Machaba Khamenei to the White House. You begged for a ceasefire to reload. We allowed it to expose your weakness. Whatever you bring in 2 weeks, we'll wipe out in 2 days. Our missile and drone power won't run out for 10 years. For every loss, we replace it. We won't wait
Tel Aviv will be hit with full force. No energy center will remain operational. No more truces, no more negotiations. It's victory or martyrdom. Reports claim up to 10,000 missiles ready for major targets. If you return, we return, and God is with us. Okay. En Trump, hy vee sy gat in dit af, hoor. Plus die Trump tot die vrywers, hulle almal sê, nee, go for it, Trump, go for it, go for it. Dan kry ons hierdie uit Israel uit. Former Israeli acting president of US-Iran ceasefire signals a divorce between Trump and Netanyahu. Iran won the war. The ceasefire of this round, it looks like a divorce. It's a divorce in which the husband, Mr. Trump, does not really pay attention to the needs and to the whims of his lover, Israel, and simply walked away and did whatever he likes without really consulting with Israel. At the end of the day, when we finish this round in Iran and the region, there are very few winners and very exact losers. Israel is not a winner. The United States of America is not a winner. Iran got hit very strongly, but survived, and therefore it won. And it looks to me like somewhere behind the mountains, China is rising. Okay, interessant. Ek wys vir julle goed dat julle nie op die sal sien nie by ons. Israel wants to declare Turkey its new enemy after Iran. Turkey foreign minister. Israel cannot live without an enemy. Ek het dit hoe lank terug het ek al vir julle gesê? Israel is besig om Turkye op te lyn. Ja, ek het dit gesê. Kyk maar na my ou shows. Ceasefire could end at any moment. We back Trump's blockade of Iran. Satanayo. He said that Iran violated the ceasefire by not immediately opening the Strait of Hormuz. Claims of a rift between Trump and me are completely false, Satanayo added. Net die feit dat hy dit sê. Daai sinnetjie. Claims of a rift between Trump and me are completely false. Net daai sinnetjie. Sê vir jou, dit is nie fucking vals nie. My bronne en goed wat ek luister en lees en so, sê Trump is die bliksem in vir hierdie man. Want hy het vir hom vertel, dis so 3-4 dae dan is die show verby. Die nuwe regime in Iran en alles uitgesort. Nou is dit al 6 weke. Nou daar is 'n magic nommer van 60 dae. As Trump daai 60 dae stryk, dan het hy 'n moerse probleem. Want dan volgens hulle grondwet en wette en ek weet nie wat alles nie, moet die House dit bespreek en bekragtig wat hy doen. En hulle sê op hierdie stadium gaan hy glad nie bekragtig. Ek was nou nie bewus van dit nie, maar dit is blykbaar 60 days, dis die magic nommer. Kom ons sien maar. En dan kom ons in Libanon. En net vir hierdie ongeletterde, kyk na hierdie prentjie, gaan niks oor dit sê nie. Kyk daarna en ondersoek jouself. Over 300 killed in 10 minutes. Nou ja, jy kan ook handjies klap. Joiner, klap my jou handjies en wees bly. Kyk na elkeen van daai gesigte wat jy daar sien. En weet, jy cheer die feit dat hulle dood is. Ek weet nie hoe jy jou skepper gaan face met dit nie. Maar nou ja, ek dink ek weet wie is jou baas in elk. Kom ons in Rusland. As for our message to the ordinary citizens in the US and Europe, first, fight for higher wages. Second, do not believe that Russia is your enemy or even your adversary. Russia is your friend, and for decades we have done everything we could to strengthen our relations. Ja, maar Joiner gaan weer sê, ja, hulle is kommuniste. Putin is 'n kommunist. In elk geval, ek sit hierdie maar net in vir die interessantheid. Elon Musk joins President Putin and Moscow Mayor Sobyanin at the Orthodox Easter service. Since the event lasts around 3 to 4 hours, the 79-year-old Musk was given a chair, even though tradition usually requires standing throughout. Wat gaat hier aan, Boede? Wat gaat hier aan? Dink maar oor. En nou gaan ek vir julle 'n ding lees en dis 'n lekker langetjie hoor. Julle moet baie mooi luister wat hierdie ou sê. James Tate het getweet, to on point, not to share.
Aussie reply to Trump rant about NATO not being there for us. Mate, you run a country with 600,000 homeless people sleeping on the street tonight. A country where 40% of adults can't cover a $400 emergency without borrowing money. A country where insulin costs more than a car payment and people are rationing it to survive. A country where medical debt is the number one cause of bankruptcy. A country where women are dying in hospital car parks because doctors are too scared of abortion laws to treat a miscarriage. You lock up more of your own citizens than any nation on earth, more than China, more than Russia, more than North Korea. The land of the free has 2 million people in cages, and a quarter of them haven't even been convicted of anything. They're just too poor to make bail. Your life expectancy is going backwards. You're the only developed nation where that's happening. Your infant mortality rate is worse than Cuba's. Your kids do active shooter drills between maths and English while you sell the gunmaker stock to your mates. Your minimum wage hasn't moved in 15 years. You've got teachers working 2 jobs and veterans sleeping under bridges, and you just spend $1 trillion flattening a country that didn't attack you. And you've got a convicted felon adjudicating raping, pedophile protecting, porn star shagging, insurrectionists running the biggest dumpster fire war campaign since the Taliban. Thank you very much for losing again. Yes, Sam. Ina. Jy kan nie meer hy goed stry wat hy sê nie. Jy kan nie, maar hy is nog nie klaar nie hoor. Hy is nog nie klaar nie. And you're calling Greenland poorly run. Greenland has universal health care, free education, one of the lowest incarceration rates in the world. Nobody goes bankrupt there because they got sick. Nobody dies in a waiting room because their insurance said no. NATO wasn't there when we needed them, said Trump. On video. When exactly was that, champ? September 11? Because NATO invoked Article 5 for the first and only time in history for you. Soldiers from dozens of countries deployed, fought, bled, and died in Afghanistan for you. Australia wasn't even in NATO, and we still showed up for 20 years. And you pulled out at 2 a.m. without telling anyone and left them to deal with a mess. So maybe before you start calling other countries poorly run, have a look at your own backyard. You spray-tanned aluminium siding salesman. The only thing poorly run in this picture is your fucking mouth. Credit borrowed from Jim Scroggins, original author unknown. Yes, ons is 'n slegte shot van hy Trump hierdie hoor. Dis nou regtig 'n slegte shot. Maar nou ja, dis wat dit is. En dan gaan hy nou aan. 20 million people living in trailers. 26% child poverty rate. 40% can't cover an unexpected $500 bill. 530,000 annual bankrupts due to medical bill. 770,000 living on the streets. 60,000 drug deaths annually. Murder rate, 5.7. The EU is 1.0. 7th most dangerous country in the world. 6th worst wealth inequality. 41st in life expectancy. Highest obesity rate in the West. Ranked 125th for literacy. Yes. Largest prison population in the world. As for freedom, that's the biggest joke of all. That's played on American people. In short, it's all an illusion. The so-called American dream that doesn't exist except for an elite few. The United States is the world's largest social experiment gone wrong. Ja, potshot. Potshot. Dan hierdie artikeltjie, om te sluit by die voriges. Severely ill patients
dumped in the street in the US because they can't pay their hospital bill. What kind of freedom is this? Daar wys ek in die hoek net vir jou die persoon wat daar neergesit is, want hy kan nie meer sy rekening betaal by die hospitaal nie. Moedel hom uit op die straat, daar lê sy belongings langs hom. Dis Amerika, the land of the free, waar jy in julle laat spatters wil gaan. Fuck, laat spat, ek lag lekker. Dan kom ons nou by hierdie fucking prentjie waaroor ek nie veel meer kan sê nie. En jy moet nou baie mooi note vat, hoor. Trump self het dit gepost, hoor. Trump posts, he's Jesus, holy healing with warplanes. Fuck boys, wie in sy regte frame of mind dink dit was nou cool gewees om te doen nie. Maar nou ja, die ongeletterde ou, hy sal nou fucking baie slim antwoord daarvoor hê. Ja, ek worry nie. Dis sy fucking saak. Nou was al baie oor hierdie gepraat, ek het gedog dat ek dit maar wys. We should have known Trump was controlled by Satan when he didn't put his hand on the Bible. Daar word hy ingesweer, armpie hang af langs die sy, daar staan Melania met die twee Bybels. Hy het nie sy hand op dit gesit toe hy ingesweer is nie. Toe moes ons al geweet het, hier kom kat. Ja, busy dude, dit wat jy daar vra is baie waar, hoor. Hy sê, ek verstaan nie hoe 'n ou man soos Trumpie so min of geen wysheid het nie, asook geen nederigheid het nie. Besef hy nie hoe naby is hy om sy skepper te ontmoet nie? Ek dink nie so nie, hy worry nie, hy het ons gesê, hy gaan nie hemel toe nie. Hy het dit op haar erie gesê, wil hom gevra. So I don't think I'm gonna go to heaven. In elk geval. Ja, Louis van Salen, ek weet nie wat is daai ou se probleem nie, maar nou ja. Trump het ook nou verseker dat geen party met konservatiewe flavour ooit weer 'n verkiesing sal wen nie. Danksy hom is dit nou ons en die lefties vir die afsienbare open borders, immigrasie ensovoort, sê BC Dude. Ag, shame. Kry die arme man nou weer 'n brain freeze van die Kool-Aid/puppy. Ja, BC Dude sê ek is reg, dis die War Powers Act. Nou, hoor wat sê jy van die kerk vir jou. Ek wonder hoe die ongeletterde etter het gaan verduidelik as Rusland wen en Iran kom bo uit, na die geveg. Ek is seker hy sal een of ander mal verduideliking uit sy hol uitruk wat vir niemand sal sin maak nie. Trust hom, hy sal dit doen, hoor. Wel, hy sal probeer. Nee, wat Errorstro, ek stem glad nie met jou saam, oor wat jy nou daar sê nie, hoor. Jy sê nou as Rusland klaar is met die Oekraïne, gaan hy vir die ander bure, ek kon nou. Jy maak 'n moerse fout. Ja, Gideon van die kerk sê, is ongelooflik hoe Israel en Amerika wegkom met die massamoorde, jy is 100% reg. Ag nee, wat hierdie kak van jou, jy moet nie jou MSM kak hier kom gooi nie, ek vee dit net uit, hoor. Ja, wie kon sê, nee, fok, ou Trumpie is nie vars nie. Ek dink ook so, hy is nie lekker vars nie. Survivors MC sê, dis die mees skokkende wat Trump nog gepost het. Nee, ek stem met jou 100% saam, ek weet nie hoe die bliksem kom hy met dit weg nie. Dis skokkend. Maar nou ja, laat dit aangaan. Hy man is Asies groot fout daar. Dan kry ons hierdie uit die UK uit. The UK distance itself from Trump's Hormuz blockade. Trump insists NATO will help. Trump is in vir 'n surprise, hoor. Dan kom ons in die USA. For the leader of the free world, the leader of this country, to just make a nakedly genocidal threat against another civilization, as if the United States of America was a Death Star that was going around blowing up civilizations. Ek hou nie van hierdie boetigek nie, maar zwaar wat hy sê. Tucker Carlson's network responds to Trump's insults. He is under a level of pressure that most people cannot fathom, with the rabid Israel firsters viciously harassing him. Rather than engaging in petty name-calling, we want to give the president some grace. We hope he overcomes. Yeah, Tucker is a gentleman. You have more freedom at Russia today than in British journalism. What's that like? Tucker Carlson speaks to RT's Steve Sweeney about the reality of modern Russia. People think we live in some dictatorship in Russia, but it couldn't be further from the truth.
Dit is 'n joernalis wat gepad het uit Engeland uit en wat in Rusland bly nou en die budgies het hom probeer doodskiet met 'n fucking rocket daar op hy brug waar hy gereport het uit Libanon uit. Dis alles op video gevang. Maar ja, en dan kan these ouens. Tucker Carlson is more powerful than you. Kan these ouens to Trump. You're launching insults at what you don't comprehend. Sy is baie reg wat sy daar sê hoor. Dit was bloggers soos die wat gemaak het dat Trump gewen het. Nou het hy van hulle vyande gemaak. Hierdie een sit ek net op want ek het net 'n vraag, jy weet. Ek gaan nie daaroor 'n lang debat wil maak of niks nie, ek wil net 'n vraag. New shot of the dangerous moment Artemis separate from the service module before re-entry. My vraag, wie die fuck het hierdie foto geneem? Dis al wat ek vra. Trumpy. Massive numbers of completely empty oil tankers, some of the largest anywhere in the world, are heading right now to the United States to load up the best and sweetest oil and gas anywhere in the world. We have more oil than the next two largest oil economies combined and higher quality. We are waiting for you. Quick turnaround. President DJT. Trump on truth sells oil and gas as sweetest in the world. Okay, ons moet sien hoe ver kom hierdie ene hoor. Laat ons maar sien. Hierdie was my nogal interessant toe ek dit gelees het. Dis hoekom ek dit maar share. Julle almal het seker al van hierdie Lego videoetjies gesien waar die Iranese uitsit en so. Tim Dillon. We're not even winning the shit-talking war. You'd think America would win that at least. We're getting bodied by the Iranian AI in war of shit talk. And we invented it. Nee, die Iranese kap vir hulle hoor. Die Iranese looi vir hulle. Ek kan nou nie die video speel nie, want ek is verseker copyright shit optel. Tucker. I feel sorry for Trump, as I do for all slaves. BBC. Are you saying he's a slave to Satanayo? Tucker. You could summarize it that way, and you wouldn't be totally inaccurate. Go, Tucker, go. I like it a lot. Hy daai girl wat sy het daaraan gestotter hoor. Any Iranian who fires at us or at peaceful vessels will be blown to hell. Trump announcing the Strait of Hormuz blockade. Nou wonder ek nou net. As die Iranese nou vanaand die skepe wat hy nou wil gebruik om die blokkade mee te doen. Hulle sink net so 3 of 4 van hulle. Soms so een op die ander ene. 4 missiles, 4 skepe gone. Dan wonder ek wat gaan hy dan sê. Dan gaan hy seker Iran nuke. Maar ja, sy kakpraat stop nie. I could take out Iran in 1 day, in 1 hour. I could have their entire energy, everything, every one of their electric generating plants, which is a big deal. I hate to do it because if I do it, it takes you 10 years to rebuild. They'll never be able to. And the other thing you take out are their bridges. I took 1 out just to show them. What? Fuck. This is how you go around and make friends. Julle ouens in die Kaap, julle moet fokke wakker sit hoor. Hierdie bliksem gaan vir julle bom hoor. Hy wil Simonstad en Saldanha Bay. Hy gaan julle bom. Hy voel fokol. Ek hoop net as hy julle bom Maduro hy sommer vir kapkyk ook. Dan kry ons hierdie enetjie. Dis interessant hoor. Ek het al oor dit gepraat. Americans flock to the Orthodox Christianity looking for deeper tradition and meaning. Hulle was te lank gebullshit met daai Zionist Christian kamp. Te lank. Nou begin hierdie jonger ouens se oë oop gaan. En dan kom ons in Suid-Afrika. Dan kan jy voor by dit kom. Ons maar 'n dop vat. Ek weet sien wat kan jy in die chat aan. Ja, Daniel nie wou sê Amerika word beheer. Ons ja, dit is so. Ja, het jy die ouens verstaan nie, hulle moet die likes druk en die subscribe druk. Hulle kom hier na toe, hulle like wat hulle hoor. Maar hulle doen niks om die kanaal te help nie. Dis vir my sad hoor. Dankie vir daai super chat, Jay. Hy sê Rusland het geen begeerte om lande of streke te beheer waar mense hulle nie wil hê nie. Putin het duidelik gesê dat dit die ondergang van die USSR was.
Jy's korrek, maar die ouens luister en lees mos nie fucking wanneer hy praat nie. Luister nie. Dis hoekom hy nie eers die weste van die Oekraïne, hy wil fucking met hulle doen nie, want dis nie Russe wat daar bly nie. Hy het vir Pole en vir Hongarije en vir Roemenië gesê, daar stukke is julle in vat dit. Maar nou ja. Ja, jullie geld nou is ons is maar dieselfde as Amerika en so. Ons health system is moer toe hoor. Ja. Dorine sê dat gesig lyk soos 'n beroerte. Jy's nice. BC Dood sê die Katolieke kerk het ook rekorddope gehad oor die Paase. Ja, okay. In elk geval, gryp maar 'n broodjie voor ons by Suid-Afrika se nuus kom. Ek het hierdie al baie oor gewonder. Wie het een ou nou kop gehou en die regte ding gedoen? Breaking news, one killed by the truck driver driving an attempted hijacking on N3 Durban. The truck driver ran them over. Nou moet julle my verskoon, ek gaan nou vir julle 'n video speel. Luister na hierdie ou. Of hearing about privilege. Privilege isn't being white, bonehead. Privilege is living in government housing and calling people oppressors while they pay your fucking bills. Get it? I'm done pretending that any of this bullshit makes sense. You want to talk about privilege? You want to talk about real privilege? Real privilege is wearing $200 sneakers when you haven't worked a day in your life. Privilege is walking around with $300 Beats headphones while you're living on fucking food stamps, while you're on public assistance, and it's paid for by people who wake up and grind every day. Privilege is having the latest smartphone with unlimited data and having zero idea where the bill goes because somebody else is always picking up the tab. Privilege is being able to protest every little thing that offends you without worrying about calling in sick to work because you don't have a fucking job. Privilege is being able to cheat, lie, fail over and over again in life and still get bailed out while people who play by the rules get punished. That's privilege. This isn't about race. This isn't about class. This is about accountability. We've got a culture that rewards victimhood and demonizes work ethic and responsibility. Meanwhile, the people holding everything together for the rest of society, they get taxed into the fucking ground. Their businesses get choked by regulation, and they get personally vilified for speaking up and saying that this is bullshit. You want to talk about privilege? Then start with the people who've never paid the price, but who also scream the loudest. Because they've never had to build anything, they've never had to defend anything, they've never had to carry any real weight. And the reason they get away with it? It's because we don't live in a society of strong men anymore. No. That's been dismantled on purpose over the last 50 years. Because a society of strong men would never put up with any of this bullshit. And that's exactly why they came after us first. Wie kan met daai ou stry? Wie kan met hom stry? 100% in die kol wat hy daar sê oor. Jy sien wat gaan aan in die chat. Oh, shame Pietertjie. Jy begin nou geskot ritter gaan luister. Hy was nou in Tsjetsjenië gewees. Hy het 'n hele dokumentêr daar gemaak. Hy sal op jou uitgekak het as jy daai opmerking gemaak het in 'n chat waar hy was, hoor. Jesem, jy moet nou versigtig raak, hoor. Jy openbaar jou onkunde, ongelooflik. Jy maak jou naam gat, hoor. Jy is veronderstel om kwansies geleerd te wees. Jesem. Nee, jy maak jouself koebai. Nee, ja. Ja, Louis van Staden sê die ANC regering, GNU het privilege. En blameer die belastingbetalers omdat hulle nie meer privilege kan kry nie, klomp fokkers. Ja. Nee, hoor, ek moet vir julle sê, nes ek dink nou daai man, hy kan nie laer gaan as dit nie. Dan sê hy, hou my beer, grap hy. Kom hy met so 'n kak opmerking. Ek vind nie as hy goed uit nie, dat die wêreld kan sien wat sy kak raak hy kwyt. Shame. Maar nou ja, ek wou nog 'n bietjie meer gepraat het oor hierdie saak. Ek het al baie gewonder, hoekom ry hierdie trokdrywers en hierdie hijackers dood nie? Ry behoor hulle, ja, ry nou, hou net aan, hierdie goed wat so in die pad gaan staan en in die pad gaan lê, fucking ry oor hulle, ry. Hoekom het jy vir hulle stop? Kyk hoe lekker trap hy 18-wheeler, hy karretjie pap my maat. Hardloop hierdie een balaklava kepsemannetjie hierdie kant rond. Dis wat jy met hulle doen, trap hulle laat die kakspad, man. Niks van 'n gestoppery, hens op en daai goed nie, gaan weer. Gear af en daar gaat jy. Dis hoe jy dit doen. Maar nou ja, Elon Musk. South Africa won't allow Starlink to be licensed, even though I was born there, simply because I'm not black. We were offered many times the opportunity to bribe our way to a license,
by pretending that a black guy runs Starlink SA, but I have refused to do so on principle. Racism should not be rewarded, no matter to which race it is applied. Shame on the racist politicians in South Africa. They should be shown no respect whatsoever anywhere in the world and shunned for being unashamedly racist. En die kool. Maar lyk my daai fight vir hom, hy het nou nie klaar met daai fight, gaat nou lekker aan. Hy het nou besluit, hy gaan nou daai ene sy volume bietjie opdraai. Dan kom ons by hierdie ene. Ja, die boere moet nou maar kennis neem hier, so. White-owned companies have entered intelligence-driven operations. We've joined the 49er Club. 49er Club embraces mechanization, hiring only minorities who are super grateful for the work, never ever exceeding 49 employees. Zero backlash from entitled BBBEs as they never get through the hiring net. And before you say we are not allowed to discriminate in hiring practices, we don't. We just state, open to all races, including competent and white. Works like a bomb. Ons al vir julle boere gesê, fok hulle op met julle breins. Hulle kan dit nie handle nie. Hulle kan nie daarmee kompeteer nie. Kyk hier. Johannesburg Engineering Works, established 1963. Only 49 employees allowed. Great. Hy korte dop. Daai ou korte dop. Ja, luister wat sê Froliking. Orthodox Christianity is 'n pragtige geloof. Dit bly nog traditional en jy hoef nie in 'n kerk te staan en luister na 'n rockband nie. Jy luister na hymns en chants wat jy nie kan beskryf nie. So waar wat jy daar sê. En jy weet, ek het al gesê vir die mense wat regtig voel hulle kan nie hulle, jy weet, hulle geestelike lewe regtig goed uitleef as hulle nie in 'n kerk is nie. Ek het geluister na daai priesters van die Russiese Ortodokse Kerk in Midrand. En ek het dit al vir julle op die program gesê. Dat ek het die gevoel dat as jy dan nou regtig voel jy wil 'n deel van 'n kerk wees, is dit 'n goeie roep om te gaan ondersoek. En hier sê hy dit nou. Busy Dude sê, ek sien Neil Lewis het net so lekker orrels gevreet so stronthuis en ja. Rian vra ek met daai privilege video op die publikasiegroep doen. Ek sal so maak by Rian. Baie dankie vir daai super chat, super sticker, ek waardeer dit kwaai hoor. Baie dankie Rian. In elk geval, kom ek gaan voort. Dan kom ons by hierdie spektakel. Duisende wag op operasies. So gaan Gauteng agterstand takel, Marula Media. Die beraamde agterstand staan tans op ongeveer 30.600 pasiënte wat op verskeie operasies wag. Toe gaan lees ek die artikel. Fok tog. Toe lag ek maar net. Allerhande fucking moerse planne, moerse komitees en moerse weet wat. Waar is die chirurg wat daar by die tafel staan in die operasie toe? Waar is die verpleegspersoneel wat daai fucking pasiënt versorg? Wat sorg dat hy nie septies raak en al die kak en hulle gesond kry en daar uitstap nie. Dis soos dit gewerk het in onder apartheid. Nou sit hulle met fucking drome. Die mense gaan dood hier in die rye. Er is 30.600 operasies agter. As jy nou daar ingecharge kom met 'n ernstige fucking ding wat verkeerd is met jou, teen die tyd wat jy by die tweede stoel geskuif het, is jy dood. Nee, wat boere. Die landsgefok, en hy gaan uitmekaar uitbliksem en die enigste oplossing is balkanisasie. Dis wat ek sê. Ek bly dit sê. En ek is nou deur al die nuusgoedertjies wat ek opgelaai het vir die aand. So, nou gaan ons maar 'n bietjie kak praat. Maar die feit van die saak bly net. Ek sê vir julle boere, man, ons kan planne maak. Kyk nou hierdie 49ers, kyk wat doen hulle, hoe clever is hulle. Hierdie ander dag moet 'n ouetjie gesels wat sy pa se ingenieurswerke geërf het. Dit was 'n redelike groot ingenieurswerke, hulle het so 112 arbeiders gehad. Hy sê my, maar jesam, die fucking unions en so is 'n kak. Hy sê, toe gaan hy saam met 'n groep ouens op so toerding China toe. Hy sê, heerlikheid oom, toe sien ek dan daar smart masjiene oor.
Hy sê, toe ek nou terugkom, toe het ek nou met my pa gesit en gesels en so voort, en toe sê hy, alright, hy sê my help om die eerste masjien te koop. Hy sê, toe koop ek die masjien, en ek sit hom in, en ons kry hom aan die werk, laat hy loop. Hulle het op kontrak, hulle het kontrakte om vir sekere ouens, ratte en allerlei goeders te maak en so. Hy sê, oom, toe daai masjien op spoed loop, toe is daar 15 poste wat Kubai is. Hy sê, toe het met die ouens gepraat, van die ouer ouens wat langer daar by ons was en so, ek het hulle gevra, jy weet, wie sal wat wil nou al op pensioen gaan? Hy sê, toe daar 8 ouens te sê, hulle wil gaan, jy weet. En so, hy sê, die ander het ons geretrench, want ek het nie meer werk vir hulle gehad. Hy sê, net so 6 maande later, het ek vir my nog 'n masjien gekoop. Hy sê, en my produksie het opgegaan, my kostes per unit het geweldig afgekom, en ek het lekker profijt gemaak. Hy sê, en toe koop ek vir my nog 'n masjien. Hy sê, vandag het ek 15 arbeiders in daai fabriek. Hy sê, en ons produksie is hoër as wat dit was, die quality control no problem. Sê ek, wel, dis die regte wy om te gaan, hoor. Dis die wy om te gaan. Moenie vir die fucking goed werk gee nie. Moenie. Enigstens, ek het eendag toe ek teruggekom het van die Kaap af met 'n toer wat ek gehad het, dus daar by daai padstal daar naby Drie Susters. Toe sit ons daar aan eet en so, en toe nou klaar geëet, toe stap ek nou daar tussen die yskaste en ek koop altyd maar 'n bietjie daar goeders van vleis, veral vleis, skaapvleis en so, want ons betaal hier ons nek hier, julle weet. In elk geval, toe staan ek daar is so 'n jong ou wat langs my staan, en ons begin sommer so te gesels. Ek sê van, jy lyk maar redelik back af, wat is fout? Hy sê vir my, oom, ek kom nou net terug van PE af. Ek het die dokumente gaan teken en al die goeders en die equipment op die trokke gekry, wat dit nou na my plaas te bring. En sê, ek het nou 'n groot deel van my aardappelboerdery geautomatiseer. Ek sê, maar dit is lekker. Hy sê, jy's like, oom, as 200 arbeiders, wat ons nie meer seisonaal in diens gaan neem nie. Ek voel sleg oor daai mense. Hy sê, maar ek kon net nie meer aangaan nie. Die eise wat aan ons gestel word, het net te erg geword. Doch ek sê, jy sien, dit is die groot ding, wat hierdie vloerplanke nie verstaan nie. En Thabo Mbeki het nou die aand gesê, die groot ding is nie net unemployment nie. Hy het gesê, die mense is unemployable, want hulle is nie opgelei nie, hulle het nie vaardighede nie, en jy kan nie glo hoe die ouens hom uitgehaal op Twitter oor, die vloerplanke hom uitgehaal op Twitter oor, daai stelling, maar dit is wat die waarheid is. So jy weet, gebruik die breins wat God vir jou gegee het. Gebruik dit, want dis hoe jy gaan survive. Hy het dit vir jou gegee dat jy kan survive. Gebruik die ding. Moenie, jy weet, daai talent. Moenie mors nie. Maar nou ja, ek is nie 'n groot naaste liefhebber deesdae nie. Om verskeie redes, maar ek sê, kyk na jouself. Heel eerste. Ja, Louis, dit is die ding, dis daai ons idees, maar toe was daar nou weer mense wat kommentaar gelewer en sê, ja, hulle sal daai nommer nog verander en whatever. Man, hierdie regering gaan nie weer lank staan. Het gaan nie. Hierdie land gaan uit mekaar bliksem, hy gaan balkanize, dis verswoor. In elk geval. Lauren 44 sê, die diens is in Russies, 1 Engelse diens 'n maand. Is dit nou by Midrand? Dis nie heeltemal soos ek het nie, hoor, maar in elk geval. En daar is 'n paar, daar is nou een in Bloemfontein ook, sover ek weet. Ek sal 'n bietjie uitvind waar is hulle oralsters, maar ek stem nie met daai, wat jy sê, die diens is in Russies. Jy weet, net 1 Engelse diens 'n maand nie. Die ouens wat ek nou geluister het Afrikaans gepraat. Ja, Niliard Bird, Moletsi Mbeki also talks a lot of sense. But that statement was specifically from Thabo. Specifically from him, where he said they're unemployable. En dan kom hierdie Julius met sy groot storie en sê, ja, die jong mense is Suid-Afrika se grootste asset. Dit is die fucking grootste liability, my man. En dan 'n ander probleem natuurlik. 65% van hulle weet nie eers wie sy pa nie. So hulle word groot sonder 'n pa.
So daar's niks dissipline nie, niks van daai goed nie. En hy weet nie eens aan watter tribe behoort hy nie. Dus hierdie Cosmopolitans, dis wat die Budgies wou hê. Hulle het dit met 'n plan so geteel. Maar nou sien ek daarom ten minste die Zulu koning het nou al oor dit gepraat. Ek het lank oor dit gepraat, om baie kere, en die Zulu koning het dit nou ook genoem en so voort. En ek met die van die wat ek mee gesels en so begin dit agterkom en hulle begin saamstem. Hulle begin sien dat hulle tribes word doelbewus vernietig. En dis net die tribes wat gaan survive hoor. Hierdie Cosmopolitans, hulle is in die kak hoor. Ja, Kobus, dit wat ek ook maar hier probeer doen, ek kry, jy weet, as ek met ouens praat, dan praat ek met ouens wat die goed weet waarvan hulle praat. Maar dan kom ouens soos hierdie Joyner en dan kom drop hy die MSM Kool-Aid bullshit. Maak hy daai stellings. Plaas dat hy die ou vra. Dis net soos daai aand wat ek geluister het toe Wynand gepraat het met op sy bosberaad met die ou van wat in Sumi bly. En hy verduidelik toe vir hom hoe dit daar vir hulle werk en wat hulle doen en hoe hulle ding, al sulke goeters. En hoe hulle self maar organise om te survive en so. So waar is verrigtig, hy fucking Sonneblom stry met daai ou. Daai ou bly daar, maar hy Sonneblom stry met hom. Toe ek jy is baie slim, maar dit is 'n gemors man. Dit is 'n groot gemors. Hierdie land van ons is moerse die mekaar. Ek het nou net voor die show, het iemand van my 'n videoetjie gestuur van 'n girl wat op TikTok 'n video gesit het van 'n jong girl van hoe sy die verskil tussen boer en Afrikaners sien. Ek het nou half skepties begin luister en toe sit ek daar so deur en luister. Sy het dit so raak gevat wat die hoofonderskeidings is tussen boer en Afrikaan. Ek was moers impressed toe ek nou klaar. Ek het dit aangestuur vir Wits en vir Lets, wat hulle 'n bietjie luister wat sy sê. Sy vat dit baie mooi saam, hoor. En dit is 'n groot ding hierdie, wat ek dink baie mense verstaan nie regtig hoe die jong mense hierdie boer-Afrikaner ding ervaar en beleef nie. Dit is 'n probleem daai. Kyk wat sê Jay van die kerk, dankie vir daai superchat. Hy sê, jammer so baie mense nooit die moeite sal doen om met mense te sit van lande soos Rusland, Turkye, Egipte met hulle gesels om hulle te verstaan nie. Ek sit in gesels met hulle wanneer ek die geleentheid kry. Jy weet, die tyd toe ek Kuwait toe gegaan het baie, soos ek julle sê, ek is deur 3 Ramadans daar. En my eerste trip so toe ek die eerste keer so toe gaan het, was ek moersig gespanne hoor. Baie gespanne, intens. En die eerste ding wat my van daai mense opgeval het, was hulle gasvryheid. En tweedens, die respek waarmee hulle mense hanteer. Ek was absoluut blown away by dit. En ek meen, ons het die gewoonte, as ons by die tafel gaan sit voor ons begin eet, bid ons. Hulle nie, hulle bid aan die einde. Toe eendag toe vra my gasheer vir okay, maar ek sien nou jy bid dan voor die ete. Ons sê na die ete, dankie. Hoekom bid jy voor die ete? Toe sê ek nee, ons sê dankie dat daar kos op die tafel is. En dan vra ons God om dit te seën aan ons liggame dat ons daai gebruik, die uitbreiding van sy naam. So dan my so en kyk, toe sê that's interesting. I've never thought about it like that. Nou, dit was die goeie wat dit was die van die belewennisse en ervarings wat ek daar gehad het. En ek het al vir julle vertel van die aand toe ons gepraat het oor die Koran en die Ou Testament en die Nuwe Testament en so. En nooit is daar argumente of stryery nie. Ek meen, donderdaande was nou hulle groot manne braai aande hoor. Kom ons by van hierdie braaiplekke by hulle daar op die kus het, hulle sulke plekke, hulle noem dit hulle chalet, my fok, maar dit is 'n mansion, in elk geval. Er staan die ouens daar, kyk, hulle is mal oor hulle karre daar, met eerlikheid, dan staan daai karre daar, en bakkies, en die wildste rydinge wat jy aan kan dink, en dan staan daai klomp ouens nou daar, en praat oor hulle karre en so, en nooit 'n fucking gestryery nie, nooit nie, soos daar om die vuur. Interessant. Hy braairoosters so
pak op die grond. Ek het ergens foto's van dit en so. Dan is daar nou so 5 roosters. Dan is 4 roosters, vol vleis. En dan by die laaste rooster, daar is nou tomaties wat so, sulke skewers is, tomaties en eie en so, baie min vegetables, maar dat moer baie vleis. En dan, of course, die flatbreads van hulle. Staan ek het so gedoen, dis is die boere, is boere. Dis is die boere ook braai. Baie vleis en bietjie ander goetertjies. Die man gaan vir die vleis. Dit is wat nice is, jy weet. Ek het dit verskriklik geniet daar. Dit was vir my, ek het op 'n stadium net oorweeg om te immigreer soontoe hoor. Nou is ek fucking bly ek het nie gegaan nie, man. Ek doen die Kuwait en sy moere nie, weet, maar in elk geval, dit was vir my baie lekker geweest daar. Ek het dit geniet. Maar wat ek van hulle die meeste my beïndruk het, is met die respek wat hulle vir mense het. Yes. 'n Perd soos hierdie ongeletterde. Fok het, hy sal nie hou daar nie, man. Hulle sal hom fucking gou die woestyn laat indraaf. Baie van. Nou wil hy kak praat oor Chechnya. Jy is nou die aand geluister te vertel Scott Ritter van hy het nou wat noem hulle dit documentary gaan maak in Chechnya. En hy het met die Chechnya leiers en die kerkleiers en al daai ouens gepraat. So Chechnya is 'n Muslim republiek. Ramzan Kadyrov is hulle eie. Wat het Kadyrov gedoen toe hy in charge kom? Die eerste ding wat hy gedoen het, een van die eerste goed wat hy gedoen het, hy het al die staatsweeshuise laat toemaak. Hy het net gesê, 'n kind kan nie in 'n weeshuis groot word. 'n Kind moet in 'n huis groot word waar daar 'n pa en 'n ma. En hy het vir die Chechens gesê, kom aan, dat julle hierdie kinders invat. Hy self, wat Kadyrov is, het 3 gevat. Hoe's daai? Wat sal die joiner van dit sê? Hy kan fokol daarvan sê. Hy gaan besoek nie eers die weeshuise en die hongerkindertjies in Pretoria nie, daar by hom nie. Dit het Kadyrov gedoen. Die weeshuise toegemaak. Nou die aand, toe kyk ek na 'n video, waar Kadyrov sê, vir die Iranese, hierdie moord op die Ayatollah, dit was ongevraagd geweest. En ons, as Chechens, is bereid om saam met julle te veg teen Amerika en Israel. En toe het hy nou daar so 'n parade van sy manne wat hy toegespreek het. 30,000 ouens wat hy sê wat nou gereed is om Iran toe te gaan as hulle nodig is. Nou wonder ek net, hoekom vat hy nie daai ouens en laai hulle af in Beirut nie? En dan op die Beirut lughawe. En nou hy 'n nuuskonferensie en hy sê vir hy fucking Satanaja, nog 1 skoot in Libanon in en ons vat jou land oor. Hoekom doen hy dit nie? Ek kan nie verstaan. Hoekom sink die Iranese nie 1 of 2 van daai Amerikaanse oorlogskepe nie? Hoekom doen hulle dit nie? Maar nou luister nou Scott Ritter, toe sê hy, kyk hierdie ding wat hulle nou die hawens wil blok en so. Hy sê, as jy nou daarna wil toe gaan, dan maar net naby die Iraanse kus met jou skip ingaan, dat jy binne in Iraanse gebiedswaters is. En kom kyk nou watter Amerikaanse skip gaan jou kom probeer voorkeer. Hy gaan fokke gesink word, so dit doen. So ek weet nie regtig, partykeer, heeltemal so lekker wat is in die ouense kak nie, jy weet. Maar dit is vir my absoluut verregaande, hierdie goed wat Trump hierdie laaste rukkie kwyt geraak het, en hierdie ding dat hy sien homself as Jesus, en hy sien homself as die paus. Die fok weet ek, wat gaan in daai man se fucking kop aan? Wat gaan in daai kop aan? Jerslik. Hy sal lekker gesprekke kan hou by 'n tafel saam met Fikile. Ja, Bessie doet, ek gaan nie oor die Katolieke Kerk uitspraak gee nie. Ek gaan nie oor die kerke. Dit is 'n saak, jy weet. Vir my, ek het dit al gesê, ek is nie 'n kerkou nie, en that's it, jy weet. Maar ek weet, daar is van hierdie gemeentes wat goed is hoor. Ja, Lawrence sê, daar is heel wat Afrikaanse lede in die Midrand-Russiese kerk. Toevallig iemand wat ek goed ken is in daai kerk. Maar nou ja, ek het sien wat geniet. Dankie Trudy, is lekker nag vir jou ook hoor. Ja, nee, Louis van Saalen, dit is so, dis hoekom ek sê die hele tyd, hoor jy so, moenie 'n fout maak om 'n boer te identifiseer op sy taal nie, moenie dit doen nie, dit is 'n helse fout wat jy gaan. Die hoofkenmerke van 'n boer is eerstens sy geestelike
band met die Skepper. En dis ononderhandelbaar, hoor. En die tweede ding is, 'n boer se woord is sy eer, hoor. Dit is soos dit is, hoor. En jy weet, integriteit, dis is die ding. En dan die ander ding is, boer wil nie in bendes wees nie, hoor. Dit is hoekom ons nie groot organisasies en sulke goed boereorganisasies het nie. En dis nie, boer is happy met sy familie en by mekaar. Dis sy ding dan. Hierdie, jy weet, boere kan nie 'n ding hê so solidariteit of Afriforum. Boere kan dit nie. Die boer se geaardheid maak dit volgens net onmoontlik vir so 'n ding om na te wees. Maar al hierdie klein groepies, as die kakkie venslaan kan hulle baie vinnig by mekaar kom en in dieselfde rigting skiet, hoor. Dis die groot ding daar. Dis hoekom julle ken my, ek promote nie een bende nie, niks van hierdie goed nie. Ek is gefokus op jou geestelike band met jou Skepper en jou tempel gevul met sy Heilige Gees en jy wat luister vir sy fluister. En that's it. En dan die belangrikste, Jesus het dit gesê, die boom word geken aan sy vrugte. En as jy die regte vrugte dra, nou is hier iemand wat nou aan daai vrugte wil proe. En dis wanneer die Heilige Gees hom kan bykom en tot insig bring. Dit is wat jy moet doen en dis wat jy moet onthou. Dra die vrugte die hele tyd. That's it. Want so trek jy die mense wat graag. Hulle as hongermense, hoor, maar hulle kry nie die. En 'n groot probleem in Suid-Afrika is, tussen hierdie klomp kerke en kultusse en kieters en kak, het hulle mense spiritueel so verwar, dat daar's mense wat nie, hulle weet nie regtig mooi waar om te gaan nie. Hierdie ou wat hier rondhardloop met sy stupid opmerkings wat hy hier maak, hy is veronderstel om 'n herder te wees. Nou kan jy nou dink, met die uitlatings wat hy hier maak, wil jy nou in daai man se kudde wees? Waar gaan daai kudde heen gaan? So, jy weet, ou moet mooi oplet vir dit en versigtig wees. Daai mentor van my, Dominee Henny, het 'n baie mooi dokument geskryf oor Christen-Zionisme. Ek dink ek gaan hom op die publikasiegroep share. Vir die ouens wat dit wil lees, dis nie 'n baie lang dokument nie, maar is baie mooi uiteengesit. As jy dit deurlees, dan sal jy klomp dinge beter verstaan. Maar, jemel, ons moet so versigtig wees vir hierdie ouens wat sê, hulle is van die kleed, maar die goed wat hulle wil hê jy moet doen, dit gel nie so lekker nie. En ek het al baie kere gesê, ons boervoorsate was nie kerkmense nie, hulle was geestelike mense. En baie mense het al vir my gesê, jy weet, met my boodskap stuur, sy is reg om dit te sê. Want die kerke het vreeslik opgefok. Al die NG Kerk, ja. En hulle change, al die tyd, change tunes. Kan my sê dit doen? Kan my sê? Maar Haile Selassie het dit baie mooi gestel. Hy sê, spirituality does not come from a religion. Spirituality comes from your soul. En hy het gesê, religion was supposed to prepare people spiritually, but corrupt humans has turned religion into a control mechanism. En dis die ding, dis die groot ding wat daar is. Maar ja, ek word aangevat as ek sulke goed sê. Kry maar die laaste dop, het ek die laaste paar comments kyk. No, Iran het niks wapens oor nie. Ag, kijk. Dwelmsmokkel in VSA het 95% afgeneem. Die CIA en die FBI is die grootste dwelmsmokkelaars. Shame. Maar nou weet ek, jy luister vir Joke Bro. Ja, Cecilia Snyman sê, ek dink nie ons verstaan die sataniese invloed en beheer op daai Amerikaanse presidente nie. Ja, dit is so. Jy wat kyk hier so Joiner, ek dink jy met daai kak wat jy daar gepost het, liewer self afval.
Vir sy vra, waar bly Jan Potgieter in Pretoria? Pretoria Wes, daar na my Middellandse kant toe. En sy beroep is, hy is 'n wellness consultant. Hy het akademiese kwalifikasies in microbiologie en sulke goeters. En hy het 'n klomp kwalifikasies in natuurlike geneeskunde en so. Die ou is al amper 80. Hy het 'n leeftyd agter die blad. Hy het 'n biblioteek wat van onskatbare waarde is. Frits, ek sou vir jou Jan se besonderhede hier post as jy hom wil kontak, hoor. Waar is dit nou? Daar. Sorry hoor. My wingman wat dit altyd doen is nou vanaand nie aan diens nie. Stuur vir Jan 'n WhatsApp oor, maar hom nie probeer bel nie, hy is geweldig besig. Is hy. Ek sien of hy nog ietsie is wat ek mis dalk nie. Jy van die kerk sê, ek lag maar net vir die ongeletterde. Hy redeneer soos iemand vir wie kultuur en geskiedenis 'n foreign konsep is. Maar hy het geen individualiteit nie. En dis hoekom hy so praat, soos hy praat. Ek kan dit nie glo dat hy daai MSM koelheid hier kom post vir die waar. Iran is uit. Ek het nou net vir julle daai beriggie gewys waar die Ayatollah sê hoeveel duisend missiele het hulle en alles wat hulle skiet vervaardig hulle. Maar hy verstaan nie daai konsep nie, hoor. Dis beyond daai ou. As daar nie koelheid in is nie, dan kan hy dit nie klik nie. Maar ek sê weer, sy heel grootste probleem is 3 jabs. Dit is 'n moerse probleem. 'n morse probleem. Ja, Louis van Staden, en hy wil maak asof hy 'n boer is. Hy's nie 'n boer nie. Hy's 'n Afrikaner. Maar op die ergste is hy nog 'n joiner ook, jy weet, want hy joiner gedrag. Maar hy wil voorgee hy's 'n boer. Maar hy moet een ding baie fucking mooi verstaan. Die dag as die vierkleur gehuis word ergens, beter hy fucking draf. Maar daar gaan ouens wees wat vir hom gaan jag. Maar dis sy saak. Daai ander kerel wat sy baie kak praat ook, hy het selfde probleem, hoor. Hy het daar by Centurion rondgehardloop aan die ander kant van die lyn en die polisie aangehits om die ouens wat beswaar gemaak het te arresteer. Wat se fucking mens is dit? Almal is toch wit mense? Hy staan en net hulle aan om die ander wit mense aan te arresteer. Ok, maar nou ja, gaan partykeer maar swaar vir mense om hierdie goed in te sien en te verstaan. Alright, ek moet nou mooi dink, watter song gaan ek vanaand vir ons speel? Watter song moet ek speel, boere? Ek is 'n boer, of wat? Wat wil julle hoor? Dink terwyl die kaptein vir julle koepaai sê. Sy sê, dankie, het was 'n lekker flight, sy het dit geniet, gerefuel, alles is vol. En die jerrycannetjies is ingelaai, moenie worry nie. Skry mos lekker cheap brandstof. En die meisie sê, dit was vir hulle ook 'n baie lekker flight. Hulle gaan verseker van daai toasties huis toe vat. Dit sê, die girls moet dit maar môre gaan uitsort daar op die obstacle course. Maar hulle kan nie daai kans laat verbygaan nie. Nou ja. Ok, Jay van die kerk sê boere en beere. Ok. Ja, dan doen ons maar die boere en die beere, want ons veg dieselfde vyand, manne. Hier is Nisha is terug. Ok, Nisha sê, moet sê, ons is die boere. Ek net kyk of ek kom het, Nisha. Net kyk of ek kom het. Ja, ons is die boere. Hier kom hy, ons is die boere. Ons is die boere. Ons is die boere. Ons is die boere. Die wind kra ons na. Ons is die boere. Ons kom uit die stof van die groot trekse waar, met Bybel in die hand en geweer by die sy. Ons het die berge oorgesteek, die riviere deurgekom, vir vryheid, vir grond, vir 'n lewe wat ons in is. Die wêreld het ons probeer breek, ons het nooit gebuk. Ons bloed is die grond, ons hart is die lug.
Ons bly staan, ons bly lief vir altyd. Ons vaders het geveg vir 'n droom wat nooit doof. Ons moeders het gebid in die kampusse nag. Ons jeug dra nou die vlam, ons sing nou die lied vir die wêreld om te weet, ons is nog hier. Die son kom op oor dieselfde veld, ons naam sal nooit verdwyn nie. Ons is die boere, Luister na ons lied, ons is die kinders van die vlaktes, die wind en die see. Ons is die boere met liefde vir die grond, met trots in ons ore. met hoop in ons oor. Ons bly staan, ons bly lief vir altyd. As jy wou vra, wie is julle? Sê ons met ons hele hart. Ons is die boere, Ons is die stoei wat nooit eindig nie, ons is die liefde, wat nooit breek nie. ons is die hoop wat nooit verdwyn nie. Ons is die boere, Ons in ons lied, ons is die kinders van die vlaktes, die wind en die see. Ons is die boere met liefde vir die grond, met trots in ons ore. met hoop in ons oor. Ons bly staan, ons bly lief vir altyd. Ons is die boere, Ons is die boere. Ja, ons is die boere. Elkeen van ons moet net 'n punt daarvan maak om vir mense te sê, ek is 'n boer. Ek is 'n boer. Hier is 'n beweging aan die gang wat nou nogal sterk propaganda stoot oor hoe klein nommertjies is ons. Ons is hulle wil dit uitmaak asof ons 'n insignificant minority is. Met ander woorde 'n nie saakmakende minderheid. Hulle is in vir 'n probleem, vir 'n surprise hoor. 'n Groot probleem is die jong mense wat nie mooi verstaan nie. Ek dink ek moet daai video wat daai ou met my geshare het, dis 'n TikTok video. Ek moet daai video op die publikasiegroep, so daai meisie vat dit actually baie mooi saam hoor. Dat ek bietjie kyk of ek daai video kan afgelaai kry, dat ek hom op die publikasiegroep sit. Maar die feit van die saak bly, sy doen dit goed en sy is in die kol met die goeters. Nou ja, ons het nou lekker gesels, lekker nuus, ek het vir julle nuus gegee wat julle nou kan kyk. Wat die donderdag gaan gebeur tussen Iran en Amerika en die budgies weet ek nie lekker nie. Ek weet net, een ding is vir sure, Iran gaan nie buig nie, hulle gaan nie. Daai nasie gaan nie buig nie. En jy weet, as jy kyk na die goed wat ek nou sien, die bronne wat ek volg en so, die gewone Iranese mense, hulle sê net, daar's net no way wat hulle weer koloniale slawe gaan wees. Hulle gaan dit nie toelaat nie. Dit is hulle land, hulle gaan veg vir hulle land. En hulle is gereed om te sterf vir hulle land. So, Trump het homself in 'n kakspel laat inkry, waar hy nie weet hoe om uit te kom nie, en in plaas van dat hy net op sy gat gaan sit en luister vir 'n paar intelligente ouens, en opstaan en sê, Satanayo, jy's op jou eie, cheers. Dan spaar hy homself, maar julle sien die kak wat hy aanjag. Ek meen, hy ding is besete.
So ek het nie hoop vir hom dat hy daar uit gaan kom nie. Ek weet nie wat gaan die Amerikaners doen nie. Ek weet nie wat gaan die Amerikaners doen nie. Die regdenkende Christen-Amerikaners sal beter 'n fucking plan moet maak, of hulle sin hulle moeren saam met daai man oor, hy gaan hulle in die hel insleep. Dis wat ek sien kom. Maar nou ja, soos ek altyd sê, kyk in, kyk op, kyk rond. Hy rondkyk, dis die groot ding daai, rondkyk. Jy sal hierdie ouens sien, jy sal hulle identifiseer deur as hy net sy mond oopmaak, sal jy weet. En dan is my advies, don't engage, loop net weg. Sê vir julle rustige nag en boerieman uit.